Sit net, dankie. Goeiemôre. Vriende, familie en dan ja, mede Witzenberggangers. Sit net, ek voel vanoggend klein, maar terselfdertyd bevoorreg om in die teenwoordigheid van soveel wysheid te kan wees. So ja, ek is Arno Geland, die Geland met 'n E wat ons almal weet verkeerd is. So ek en hom Angie is nou half 'n bietjie otherwise. Ons moet dit nog regstel. So ja, ek is die 8ste generasie nageslag van Geland van der Kaap. En hoe ons daarby uitkom, die gebeure wat die plaasgevind het 200 jaar terug. Daar is nog steeds van die nasate van Geland van der Kaap. Hulle woon nog steeds in die Koue Bokkeveld. So dit kan nie per toeval wees dat die so baie Gelands wees en dit nie ons voorouers was nie. Ons het net 'n lang toespraak, maar dit is so 'n belangrike en 'n geskiedkundige gebeurtenis dat ek wil niks uitlaat nie. So ek vandag staan ons op heilige grond. Deurdrenk met die geskiedenis van dapperheid, pyn en hoop. Dit is vir my absoluut 'n besonderse eer om namens die jonge geslag van Geland van der Kaap my voorgeslag en leier van die slaweopstand van 1825 met julle te kan praat. So wat beteken die slaweopstand vir my as 'n jonge geslag? Dit beteken meer as net bladsye in die geskiedenisboek. Dis 'n lewendige deel van my identiteit. My wortels, my storie. Die opstand simboliseer nie net die verset teen onreg nie, maar ook die onverwoesbare gees van mense wat geglo het in hul menswaardigheid ten spyte van wrede omstandighede. Laura het nou gesê wat daai tyd gebeur het en ons kan volg waardeur die slawe daardie tyd waardeur hulle gegaan het. En tenselfde tyd ook die eienaars van die gronde. Geland en sy medevolgelinge het hul stemmer verhef in 'n tyd toe stilte van hulle verwag is. Hulle het gestaan vir vryheid toe vrees probeer heers het. Hulle het geveg vir geregtigheid. Nie net vir hulself nie, maar vir nageslagte wat nog sou kom. Geslagte soos ek en ook die ander en soos julle. Na 200 jaar kan ons vandag met vrymoedigheid daaroor praat. Ons kan vandag met mekaar gesprekke hê wat hulle nie miskien 200 jaar gelede kon hê nie. Ons kan vandag sit soos ons hier sit en ons aanvaar dit van selfsprekend. Maar ek wil glo ons het ver gekom om tot op hierdie punt te kom. Ons dra nie hierdie geskiedenis as 'n las nie, maar as 'n geleentheid. Dit is belangrik, soos om Jaffie gesê het, om te onthou. Ons wil onthou wat gebeur het. Om eer te betoon aan diegene wie se name dalk in geskiedenisboeke vergeet is. Maar wie se dade in die stof van hierdie aarde gegraveer is. Die waarheid is, omsit nie, dat die slaweopstand van 1825 nie genoegsame erkenning kry in die geskiedenis van Suid-Afrika nie. Dit was nie net 'n plaaslike rebellie nie. Dit was 'n deel van 'n groter stryd teen onderdrukking en onreg. Die moed en opoffering wat die slawe van hul vryheid geëis het 'n blywende bydrae gelewer tot die vryheid wat ons vandag as nageslagte kan geniet. 'n saad wat uiteindelik gelei het
tot die groei van bewussyn, geregtigheid en menswaardigheid in ons land. So ons weet ook almal dat die slaweopstand van 1825 baie groter bewussyn onder die mense van daardie tyd, so hulle het 'n groter impak gehad as die vorige een wat in die Kaap gebeur het. Maar die herinneringe alleen is nie genoeg nie. Ons moet ook die laaste deel, soos Jaffie gesê het, of die middeldeel, ons moet genees. Die pyn van die verlede kan nie ontken word nie. Maar deur erkenning en gesprek kan ons die wonde van die geskiedenis verander in letsels van wysheid. Vandag sien ons goeie verhoudinge tussen werkgewers en werknemers in die Koue Bokkeveld. Dit is nie net toevallig nie. Dit is die vrug van harde werk, eerlike gesprekke en 'n gedeelde toewyding aan respek en menswaardigheid. Ek wil ook vandag erkenning gee. Die Koue Bokkeveld is vandag beslis 'n beter plek as wat dit 200 jaar was. Hierdie verbetering het nie van self gekom nie. Dit is die resultaat van mense wat bereid was om verskille te oorbrug en geleenthede te skep. Ek wil eer betoon aan mense soos oom Gys de Tooy, oom Saal de Tooy, oom Naas van der Merwe, oom Karel van der Merwe, oom Raymond Gibson en ook Hoeflies van der Merwe, wat onlangs die ewige met die tydelike verwissel het. Nou, diegene van julle wat nie die Koue Bokkeveld ken nie, of wat ook maar gehoor het van die Koue Bokkeveld, daar is mense soos oom Hoeflies wat 'n groot impak gemaak het in mense se lewens soos ek myself en oom Jaffie. En ons moet erkenning daarvoor gee. Hierdie voorste boere van die Koue Bokkeveld het nie net hul lewens gewy aan die groei van hul plase nie, maar hulle het ook 'n belangrike rol gespeel in die herstel van die verlede. Hulle het doelbewus gewerk om swart bemagtiging te bevorder, deur mede-aandeelhouding moontlik te maak vir hul werknemers. Dit is nie net 'n daad van ekonomiese insluiting nie, maar ook 'n daad van erkenning dat ware vooruitgang gebou word op geregtigheid, gelykheid en respek. My wens is dat, of dit is my wens vir die toekoms, dit is my opregte wens dat die seuns en dogters van hierdie boere, soos voorheen genoem, die visie sal koester van hul ouers. Die visie sal koester wat hul ouers vir hul mense gehad het. Mag daardie erfenis van eenheid, respek en geleenthede voordra. Mag hulle aanhou om brugbouers te wees en nuwe geleenthede te skep in die Koue Bokkeveld. Nie net vir hulself, maar vir hul gemeenskappe. Want ware groei lê nie net in wat ons bou nie, maar in hoe ons ander saam met ons laat groei. Ek is self 'n lewende bewys van daardie groei. As nageslag van 'n slaaf het ek 'n geleentheid gekry om as produksie, vrugte en groente produksiebestuurder 'n bydrae tot die landboubedryf hier in die Koue Bokkeveld te kon doen. Dit is 'n voorreg wat my voorvaders nie kon droom nie, maar een waarvoor hulle geveg het, sonder om dit te weet.
Daar is ook inspirerende stories soos die van Jaffie. Ja, Jaffie Geland, wat dien as direkteur en mede-aandeelhouer van die swart bemagtigingsprojekte. Die Themba Trust, 'n projek wat deur Bronnerplase begin is. Dit wys dat die groei nie net 'n individuele reis is nie, maar 'n gemeenskapsreis. Dit gaan oor geleenthede skep, oor brûe bou, oor om ruimtes oop te maak waar almal kan floreer. En dan is daar ook 'n besonderse simbool van ons groei, wat ek nie kan nalat nie. Selfs iemand soos Theo van Rooyen is vandag 'n mede-grondeienaar in die Koue Bokkeveld. En wat dit nog meer besonders maak, is dat Theo getroud is met een van Geland van die Kaap se nageslagte, Soos Geland. Vandag vier ons hierdie herdenking op hul grond. Dink net daaraan. Ons staan vandag op grond. Ons staan op grond wat vandag besit word deur 'n nageslag van Geland. Ekskuus. Dit kan nie net per toeval gebeur het nie. Dit is 'n kragtige simbool van hoe die verlede, die hede en die toekoms met mekaar verweef is. Wat 200 jaar gelede begin het as 'n stryd vir erkenning en vryheid, staan vandag 'n bewys van genesing, vooruitgang en groei. Vandag is nie net 'n dag van herinnering nie. Dit is 'n dag van hoop. Die moed van 1825 roep ons nie net terug nie. Die moed van 1825 roep ons nie net terug nie, of terug te kyk nie, maar vorentoe. Ek hoop dat my kinders en hul kinders na hulle eendag die voorreg sal hê om hul herkoms vrylik te vier. Dat hulle met trots kan staan waar ek vandag staan, met toegang tot die ryk geskiedenis van die opstand en die Koue Bokkeveld. Hulle sal nie net hoor van die verhale nie, maar dit ook beleef. Hul erfenis, hul wortels, hul identiteit. Mag hulle nooit vergeet waar hulle vandaan kom nie, maar altyd verstaan dat hulle nie gedefinieer word deur die pyn van die verlede nie, maar deur die krag en die groei van hul mense. Ons slagspreuk is om te onthou, om te genees en om te groei. Mag ons nooit vergeet waar ons vandaan kom nie. Mag ons genesing vind in ons gedeelde menslikheid en mag ons altyd strewe na groei in onsself, in ons gemeenskappe en in Suid-Afrika. Dankie.